Goeiemôre aan u elkeen, wat 'n voorreg om weer hier by die huis van die Here te kan wees saam met u. Ons glo en vertrou dat u heerlik lekker warm gaan kry, maar ek het nou net vir u die waaiers aangesit as u mooi geluister het. So ons gaan 'n lekker môre saam hê. Dit is vir my so groot voorreg om weer by die huis van die Here saam met u te kan wees. En welkom ook aan ons besoekers. Lekker om 'n bietjie besoekers hier onder ons te hê. Ons hoop julle geniet dit ook saam met ons vandag. Nou ja, vriende, ons is hier vir een rede en is om saam te sing, saam te bid en saam meer van die Here te leer en om te vergroot in die genade wat hy vir ons het. So kom ons gaan 'n geleentheid gee, ons gaan die oë sluit en dan gaan ons lekker saam bid. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir u beskerming, dankie vir die geboue waarin ons kan sit om u te aanbid. Here Jesus, ons wil kom vra dat u verheerlik sal word deur ons samesang, dat u verheerlik sal word wanneer ons lof en die eer en die aanbidding van ons harte vir u toeroep. Word verheerlik in ons midde. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Kom ons sing heerlik saam tot eer van sy naam. Staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Verhoog sy kruisbaniere deur al die stryd se druis. Deur stryd lei tot oorwinning, die heiland keer op keer, tot hy oor elke vyand vir ewig heers as Heer. Staan op vir Jesus, die kruis geroep weergaan. Begeef jul in die strijdperk, volg hom met vreugde saam. Deur stryd lei tot oorwinning, die heiland keer op keer, tot hy oor elke vyand vir ewig heers as Heer. Staan op vir Jesus, die helde van die kruis. Verhoog sy kruisbaniere deur al die stryd se druis. Deur stryd lei tot oorwinning, die heiland keer op keer, tot hy oor elke vyand vir ewig heers as Heer. Kom stryders, wees aanmoedig, weerstaan met al jou mag. Die bose moet terugval, want Jesus gee jou krag. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag, Sing halleluja, my Jesus leef, hy leef hier in my hart, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart, o ja, hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef hier in my hart, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Daai liedjie was lekker vinnig. Ek dink ons sal hom weer probeer, ons moet net byhou.
Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is die troon, die is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, die troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser verewig, groot is die naam, U die Vader, Seun en Gees. Grote God ons eer U, met die hele skepping, U wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns wat U buig het tot ons neer. Heilig, 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 magtig en genadig, U was en is en sal vir ewig wees. Nou ja, vriende, ons gaan dan nou sommer wegtrek met die afkondigings. En ek dink die belangrikste is dat almal afkondigingsblaadjies ontvang het. As jy nie 'n blaadjie ontvang het nie, kan jy die hand opsteek, dan gaan ons gou vir een uitdeel, of jy kan net na die diens een daar op die tafel ontvang. Dan herinner ek jy sommer nou by die afkondigings se wegtrek, die kerkblaaie is agter op die tafel. Onthou om dit te neem, of as ek vir Christo kan vra, onthou om dit koffie toe te vat hierna, want ons stap ons nie by daai deur uit nie, en dis ek dink hoekom van die mense vergeet. So kom ons sit die blaadjies net daar op die glasblad neer by die deur agter, waar ons by die saal uitbeweeg, en dan so van die saal gepraat, U is elkeen uitgenooi vir 'n lekker koppie koffie of tee na afloop van die diens. En dan is daar natuurlik gesuiwerde water wat verkoel is, daar in die waterbottels ook vir U, om saam met ons te geniet. So ons nooi elkeen uit vir dit. Ons herinner dit is skoolvakansie, en dis ook maar so 'n bietjie minder kinders hier is, en almal loop 'n bietjie rond en ontspan so 'n bietjie, en dan die skole begin natuurlik môre weer. En ons wil vir al die kinders en vir al die ouers sê sterkte, en vir die laaste deel, die volgende kwartaal, ons glo en vertrou die Here sal ons ook deurdra. Kom ons bid ook in besonder vir ons matrikulante, wat nou deur daai laaste strek gaan van die skool, en dat hulle ook sterkte sal toewens vir hulle eindeksamen. Ek herinner U dan die CVV bestuursvergadering is die 22ste Oktober, en dan die kerkraadsvergadering 14 Oktober Dinsdag aand by die pastorie om 6. Ek wil nou sê, U is almal welkom, slegs kerkraad is welkom, maar as U voel U moet ons kom bedien, dan is U ook welkom vir daai ronde, maar andersins sal ek aan die hoof staan van die bediening, en daar sal hulle lekker braaivleis hê, om hulle gereed te staan vir hulle vergadering. Lekker braaivleis en 'n bietjie krummelpap, as ons dit reg verstaan. Dan die vroue, die nasionale vrouekamp eers komende naweek. Ons vra ook vir U voorbereiding vir die kamp, vir die sprekers, en dat die Here se Gees ook daar die dames sal lei en rig. Dan is dit met hartseer en met leed dat ons die gemeente ook in kennis stel, maar ek weet U weet vir oom Estiaan ter Blaans. Ek dink is 'n moeilike een, die hele, daai oom het meer, ek wil sê, ek dink amper hy het meer gepreek in sy lewe as wat ek gepreek het al, en ek is al 'n geruime tyd in die bediening, en so hy het 'n mooi bediening gehad, hy het mooi gewerk in die Wes-Kaapse ring, hy het by menigte gemeentes gepreek, en ons is met leed, het ons afskeid geneem van hom, en ons vertrou dat die Here ook vir sy familie op hierdie stadium sal bystaan. Ons glo ons sal die begrafnisreëlings hierdie week ontvang, en sodra ons die begrafnisreëlings het, sal ons dit ook met U deel. Om Estiaan het, ek dink toe ek hier kom 2 jaar terug, en ek 'n bietjie navraag doen, toe het hulle gesê, hy het al so 350 preke gepreek
in sy bediening. Nou ja, vriende, dit is menigte jare se boodskappe, menigte jare se bedieninge. En ek dink as ek dit reg verstaan het, hy op die ouderdom van 86 hemel toe gegaan en ja, so ons dink besonders aan sy familie ook in hierdie week en die nalatenskap wat hy ook gehad het. Vriende, dis die belangrikste, ek dink vir mamas en papas wat nie wil hoor nie, Bybelkennis eksamen wat natuurlik opkom 26 Oktober, die kindertjies en hulle gaan een van die dae dit moet doen. Maar ja, ons is opgewonde vir die res, vriende, ons is in die doodsnikke van die jaar 2025, ons gaan die nuwe kwartaal in en ek wil vir julle sê, ons glo ook die koms van die Here is op hande. So wees gereed vir sy koms, wees gereed vir die Here en vir dit wat hy ook vir ons in die laaste deel van 2025 bestem het. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollektes en die tiendes en dan gaan ons ook ons openingslied lekker saam sing. Ek maak nou reeds verskoning, ek dink ek het 'n mond vol boodskap van môre, so ek gaan nie wet in die geloofsbelijdenis van môre met die hanteer soos ons gewoonte is nie, maar ons gaan bietjie in die woord van die Here verder delf van môre. So kom ons sing die volgende lied lekker saam, terwyl ons tiendes en offergawes opneem. Baie dankie. Baie dankie, ouderling Gawie. Onze God en hemelse Vader, Here, ons dankie vir die geleentheid dat ons by mekaar kan kom. Vader, ons dankie dat ons kan teruggee met ons tiendes en ons offergawes. Vader, ons bid dat U elkeen wat vrywillig 'n handjie in die sakkie gesit het om 'n offer te bring, Here, dat U hulle sal seën, meervuldig as wat hulle ingesit het. Vader, dan bid ek ook vir wysheid vir die kerkraad, Here, om die geld aan te wend, soos U dit op ons harte lê, Here, en dat dit net tot uitbreiding van U koninkryk sal gaan. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Amen. Nou voor ek begin wil ek vra dat ons net die klank lekker hard sit, want die waaiers is maar oorverdowend vir meeste van ons. So as ons die
bo die waaiers uitpraat, is dit lekker, veral vir die ouer mensies met gehoorstukke, dat hulle mooi duidelik kan hoor. Hulle wil nie kom lippetaal lees nie. So as dit hard is ons jammer, maar dit help. Hulle sê ook dit wat hard is gaan dalk in. So ja. Nou vriende, kom ons begin en ek wil graag die fotum in die voorhou en dan sal ons ook wegtrek. Die fotum vind ons vanmôre in Psalm 125 vers 2. Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Vriende, ons gaan vanmôre die woord van die Here open en ons gaan in Efesiërs, baie mense wat nou die gemeente ken, gaan nou op hulle rug val, want hulle weet ons is in Samuel besig. Maar ons gaan vanmôre uit Efesiërs hoofstuk 6, een van die bekendste gedeeltes in die Bybel hanteer, soos die Here dit vir my ook gegee het. En ons gaan Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 saam lees tot en met vers 20. Net 10 verse wil ek graag vir u voorhou. Ek gaan probeer om die 10 verse te lees sonder om myself te onderbreek en om ietsie te sê van dit, en ons gaan net so 'n bietjie na die woord van die Here dan kyk. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10. Dis daar in die Nuwe Testament en ons gaan so 'n bietjie dit bestudeer in hierdie môre. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10. Die vertalers het 'n opskrif geskrywe vir ons, die wapenrusting van God. Nou, ek dink voor ek dit lees, dat ek net sien, wie het al 'n preek gehoor rondom die wapenrusting van God? Kan ek net hande sien? So, ek moet dit eintlik aan, wie het nog nooit 'n boodskap gehoor van die wapenrusting van God nie? Ek dink almal het. En ek dink dis wat vanmôre vir my so mooi is van hierdie gedeelte. As 'n mens vat, ek wat nou al, ek dink ook al oor dit gepreek het en soveel preekstof het, as die Here weer by dit stop, weer vir ons iets wil kom sê. Kom ons lees saam met die woord van die Here, Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas met julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smekinge vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek versoek die manne wat kan staan, om saam met my te staan om te verenig in gebed. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons voor U aangesig mag opstaan. Dankie Here dat ons voor U mag verskyn. En Here, dis nie net omdat ons staan nie, maar is ook hulle wat sit, wat voor U aangesig verskyn. Elke persoon wat vanmôre hierdie gebou binne getree het voor U aangesig kom aanmeld, om gesê, hier is ek Here, spreek met my. Elkeen van ons, Here, het uitdagings, elkeen van ons het behoeftes. Ons kom dink in hierdie môre, Here, aan hulle wat siek is. Ons kom dink vanmôre aan hulle wat by 'n oop graf gaan staan. Ons kom dink by hulle, Here, wat deur moeilike omstandighede beweeg.
En Here, U het nie net vir een mens gekom nie, U het vir elke mens na hierdie aarde toe gekom. U het U Gees op hierdie aarde uitgestort, Here, vir alle mense. En daarom kom pleit ons en ons kom staan by U stil in hierdie môre en ons kom vra, Here God, wees ons genadig, wees ons barmhartig, kom besoek ons in hierdie oomblikke. Laat U Gees ons kom lei en Here kom rig en stuur ons in hierdie week. Ons kom bid dit in die heilige naam van die Verlosser, die Seun van die Heilige God, Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ek wil vanmôre hierdie boodskap met u deel, maar mens kan eintlik nie 'n boodskap aan die einde van 'n hoofstuk begin en nie die hele hoofstuk in ag neem nie. Maar mens kan ook nie die hele hoofstuk opsom nie, want dan gaan daar nie tyd wees vir die boodskap nie. So, ek gaan vanmôre iets doen wat ek gewoonlik nie doen nie, en ek gaan probeer fokus op die gedeelte self en nie die hele konteks nie, maar ek moet vir u sê, ek juk om die hele boek Efesiërs vir u te verduidelik en om te sien hoe hierdie klimaks oploop, maar dan gaan u die klimaks mis in hierdie môre. En as ek nou 'n nuwe reeks gaan begin en ek wil so graag by die wapenrusting uitkom, dan gaan dit my 10 weke neem. So u moet nou vanmôre verlof neem in hierdie kort boodskap, 10 Sondae wat u nou gespaar word om net hierdie hoofklimaks te beleef uit die woord van die Here uit. En ek wil vanmôre dan met die kennis dat meeste mense al hierdie boodskap gehoor het, weer vir 'n oomblik net kom stil staan by die 7 hoofgedagtes van die wapenrusting van God, maar dat ons ook na die wapenrusting van God in hierdie opsig kan kyk. Dit het 'n doel. Daar is 'n spesifieke doel. Nou laat ek dit inlei. Wie hier is al ooit deur die son gebrand? Hande op. Sak jy hande, daar sê. Wie is al gehospitaliseer oor die son? Nie almal nie. Nie almal nie. Nou, my sussie is al gehospitaliseer deur die son. Sy het lekker gesond brand en lekker room gesmeer en sy het haarself, ek dink hulle is 'n 3de graadse brandwonde op 'n stadium opgedoen. Soos wat sy in die son gaan ek dink die Engelse term is tan, gaan sonbrand het. Nou jy vriende, die son het voordele en die son het nadele. Ek weet van mense hier in die Kaap wat selfs deur die dokters medikasie voorgeskryf word, omdat hulle daar byvoorbeeld van Limpopo afkom en so lekker in die son gewoond was. En dan kom hulle hier aan en dan is dit bietjie bewolk en dit reën nie so, dit reën op ander tye en dan begin jou liggaam onttrekking het aan die son, aan vitamines. En dan skryf die dokter soms vitamine K voor en vitamine D en daai, want daar is sekere onttrekking. So, ek wil vir u die voorbeeld gebruik, die son is goed en die son is sleg. En ek weet meeste dames oor 40 het besef, die son maak skade wanneer jy ouer word en dan moet jy die pigmentasie en jy moet hierdie en daai en die UV-strale en dan besef jy maar, as 'n mens in die son ingaan moet jy eintlik 'n hoed dra en jy moet sekere dinge doen. En dit is alles forme van beskerming. So jy met my saamstem. Nou gisteraand toe ons daar by ons huis was en ons het bietjie gebraai en ek trek daai braai rooster wat so oor die kole vuur warm word. Hy partykeer buig die rooster bo van die hitte van die vlamme. Dink jy ek vat daai rooster so met my kaal hande met die vleis wat so op het en dan vat ek hom so uit en dan tel ek hom op en dan sit ek hom een rakkie hoër in. Dink jy ek doen dit met my kaal hande? Hoekom nie? Want vriende, die vleis gaan brand. As ek nie die dingetjie uittrek en hom oorsit nie, hoekom doen ek dit nie met my kaal hande nie? Ek gebruik inteendeel, ek wou hulle bring, maar hulle was vuil. My welding handskoene. Want jy kan aan daai eisters vat, alles hy rooi. Maar jy kan hom nie so lank vashou nie, jy kan nie staan en braai met hom nie, maar dit bied wat? Beskerming. Net soos sonroom beskerming bied, behalwe as jy in Australië bly, want ek weet nie of jy die nuus gelees het nie, maar as jy die nuus lees is al, ek dink amper 20 rome van die mark afgehaal wat nie die beskerming gebied het wat hulle op die botteltjie gesê het nie. En dit is wat beskerming doen. So ek gebruik my welding handskoene om die rooster by my vuur te verstel. Dink u, daai handskoene gaan 'n dokter in 'n teater dra wanneer hy 'n operasie doen? Maar sou u sê daai
die mooi term, Engelse term, die latex handskoene wat die dokters aansit, wat hulle vir ons kinders so opgeblaas het, en dan dink hulle dis ballonnetjies, as jy net hulle aandag wil aftrek, terwyl jy hulle wil inent. Gaan daai welding handskoene in 'n teater werk? Gaan daai presisie handskoene by my braaier werk? Nou ons het in Engels terme wat ek by my ma geleer het, en die term sê, horses for courses. Nou dink so 'n bietjie daaraan, perde vir bane. As jy 'n resiesperd vat, 'n multimiljoen-rand perd, en jy gaan na 'n boer se plaas toe, en jy sê vir hom, meneer, ek gaan jou beeste haal op 'n renperd, en ek gaan hulle die vinnigste hier aanjaag, wat hulle nog ooit hier aangekom het. Dink jy dit gaan suksesvol wees? Nee, jy gaan 'n veearts bel en jy gaan 'n perd begrawe. Nou, kom ons by die boodskap van môre. Ons was nou by perde, ons is by die son, ons is by Rome, ons is by die lekker braai van gisteraand, en ons is by hospitalisasie. Maar vriende, daar is 'n gedagte wat die Bybel vir ons as mense leer. En die gedagte is dat daar beskerming gebied word vir 'n Christen. Daar is Christelike beskerming vir Christene. Daar is beskerming deur God gebied aan die mens wat hom help dat hy homself nie beseer nie. En inteendeel dat jy jouself nie vroegtydig sterwe op pad na hierdie gedagte nie. Nou, u almal ken ons kerk. Die kerk het 4 pilare: wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing en die wederkoms van Jesus. Nou as jy daai goed weet, dan sien jy God wil hê alle mense moet gered word. En as alle mense gered is, dan moet heiligmaking plaasvind. Heiligmaking vind plaas deur die instaatstelling van die Heilige Gees in 'n mens se lewe, en dan volg jy Christus. En hierdie pad van heiligmaking het hierdie gedagte waar ons vanmôre kom. Die wapenrusting. En natuurlik nou, na dit, dan weet ons, God kan genees wie hy wil, wanneer hy wil, en waarom hy wil, en Jesus kom terug. Nou wil ek vanmôre met hierdie kennis van handskoene vir die regte doel, vir u vra, dink u vanmôre, u het die regte beskermingsklere vandag aan? En baie mense sal sê, dominee, jy sal nie glo nie, maar ek het hierdie pak gedra dalk toe ek getrou het. Ek dra die pak al jare en hy het my nog nooit in die steek gelaat in die kerk nie. Dink jy daai is die regte antwoord? Nee. Baie mense sê, maar my klere is gepas vir die doel vir vandag. Vriende, het jy geweet ons leef in 'n tydperk wat Laodicea genoem word? Het jy geweet ons leef in 'n tydperk van louheid? Ons leef in 'n tydperk waar mense gemaklik voel oor hulle self en oor hulle eie stand. Die geweet ons leef in 'n tydperk waar die wêreld sê God bestaan nie, en waar die wêreld hulle rug op God draai, en waar die wêreld, die Bybel sê, in die laaste dae sal dit wat verkeerd is reg wees, en dit wat reg is sal verkeerd wees, en dat jy by mense en plekke kom waar jy nie mense mag aanspreek op die persone wie hulle is nie. Kan ons agterkom, die wêreld om ons is besig om te verander, en vriende, ek vra vir u, het u die regte klere aan? Ek het gisteraand 'n jong seun daar by my huis gehad en het hom my motorfiets gewys. Nou, meeste van u weet dalk nie eers dat ek 'n motorfiets het nie, dis ook 'n goeie ding. En as ek nou klaar daaroor is, vergeet dan dat ek een het. Maar die vraag is, watter klere moet jy op daai motorfiets dra? Watter soort skoene? Watter soort broek? Watter soort baadjie? Want as jy op 300 van hom afval, wil jy graag huis toe gaan. Nou vriende, God kom deur die brief van Efesiërs en hy gee 'n kerngedagte. Kan ek dit lees? Vers 12. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, my vriende, ek wil vir julle sê, daarom, as jy gaan kyk buite in die wêreld, sien jy Christene het seer gekry.
As jy in die wêreld buite gaan kyk, dan kom jy by gebroke huise. As jy na die mense gaan kyk en as jy na die Bybel gaan kyk en as jy selfs na ons nagmaalstafel kyk, dan sê hy, en daar het 'n aantal ontslaap, daar's baie sieklikes en baie het ontslaap, want julle eet en drink 'n oordeel oor julleself. En daai gedagte wat ek in die Kaap kom leer het, dat die kerk leer is op 'n nagmaal, as op enige normale ander Sondag, dan wonder jy by jouself, waarom is dit so? Waarom is dit so dat mense bang is om nagmaal te gebruik, as nagmaal 'n versterking is? Waarom is dit so, as jy gaan kyk na die kerk, dan sien jy die Christene lê verpletterd op die grond. Vriende, ek wil vir julle sê, as ek gisteraand my braaivleis op daai rooster met my 2 kaal hande uitgehaal het, was ek nie vandag hier nie. Ek was in die ICU. Hulle sou operasies moes doen om my hande te herstel. Wie se skuld sou dit gewees het as ek vanmôre nie is nie? Die Here se skuld. My skuld. Want ek het nie my beskermende klere gedra toe ek moes nie. Nou, die Bybel gee vir ons deur God se woord die instaatstelling om teen die magte en die owerhede van hierdie wêreld staande te bly. Waarom is dit dat die Christene verpletterd op die grond lê? Waarom is dit dat mense se lewens uitmekaar uitval? Jy sien vriende, as ek op die motorfiets klim sonder my beskermende toerusting, gaan ek nie van die motorfiets afklim nie. En as ek daar afval, gaan ek na 'n graf toe. Die Bybel wil vir ons leer, o Christen, daar is 'n vyand, en sy naam is bekend aan ons. Sy naam is die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En as jy sonder jou beskermende klere, en ek dink ek gaan nou groot punte kry by baase en bestuurders en die safety mense, sonder jou PPE, personal protective equipment, toerusting. Vriende, kom ons begin. Ek dink, want as ek net moet aanhou inlei, gaan ons nie by dit kom nie. Kom ons trek die wapenrusting aan. En moet hom tog nie weer uittrek nie. Trek hom aan, hou hom aan. Vernuwe hom soms, maar moet dit asseblief nie uittrek nie. En as ek vanmôre kan begin by die wapenrusting van die Here, dan sê hy, omgord jou lende met waarheid in vers 14. Omgord jou lende met waarheid. Nou kom ons vir 'n oomblik, as ons kan praat oor waarheid. Wat is die waarheid van jou lewe? Wat is jy? Stof is jy, en tot stof sê jy terugkeer. Niks is jy. Jy is tot niks in staat, as God jou nie help nie. Maar as jy die waarheid praat, as jy die waarheid weet, die waarheid is om opreg te wees. En vriende, wat is die waarheid? Wat is die gedagte van die waarheid? Hoe werk die waarheid? En hoe omgord jy jou lendene, jou heupe met die waarheid? Nou kom ons gaan vir 'n oomblik, ons kyk net na die gord vinnig. Gaan na, ek dink almal het Facebook, YouTube en Twitter en al hierdie goeters, en ons almal het al hierdie goed gesien waar die ouens hierdie groot swaar goed wil optel, dan omgord hulle lendene met 'n belt. Hy vat daai belt wat sy buik en sy maag en al sy goed saamtrek, en hy trek dit aan, en dan kan hy 'n baie groot gewig optel. Nou vriende, die Bybel sê, omgord jou lendene met die waarheid. Maar nou moet jy jouself vra, wat is die waarheid? Wat is die waarheid oor jou eie lewe? Wat is die waarheid oor wie jy is? Jy sien vriende, jy is in sonde gebore en ontvang. Jy is 'n sondaar. Jy is nie waardig nie.
en jy is doemwaardig. Inteendeel sê Johannes 8:44 en u moet dit nou al in die tyd ken. Julle het die duiwel as vader en die wil van julle vader wil julle doen. Hy's 'n mensemoordenaar en 'n leienaar. En in Romeine 3:23, Romeine 3:26 kom die Bybel die hele tyd, julle word in sonde gebore. Julle is dood. En dis die waarheid, vriende, en as enige mens daai waarheid wil verdraai, dan staan hy nie in die waarheid nie. Maar as dit die waarheid is, dan is die waarheid ook dat Christus vir jou sonde gesterf het aan die kruis. Dis die waarheid. En Christus se vrymakende, verlossende bloed van die kruis maak dat jy jouself mag omgord met die waarheid van hom wat waardig is. En vriende, as jy jouself omgord met die waarheid van Christus, dat die Bybel sê, wanneer God jou vrymaak, maak hy jou waarlik vry. Wanneer God jou verlos van die inwonende sonde, dan vergewe hy jou van jou sonde, van jou verlede, jou hede en jou toekoms. Dit beteken dat wanneer 'n mens gered word deur die genade van die heilige God, dat hy nie weer verlore kan gaan nie, want God vergewe tydloos. God is nie soos se kinders wat sê, come back nie, backsies, ruil om. Kinders gaan skool toe en dan ruil hulle 2 items met mekaar en dan tweede pouse backsie. Nee, ek het 'n fout gemaak, ruil terug. Vriende, kan Christus aan die kruis sterwe vir 'n verlore sondaar en dan daarna omdraai en sê, nee, ek gaan nie vir jou ook nie. Nee, dis mos onmoontlik. As God sê in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Hoe kan God dit terugtrek? As hy sê hy het die kosmos, die mens so lief. Nou as dit die waarheid is, hoekom lyk jy so? Ons nou almal die boodskap gehoor. Ons het mos nou al almal die wapenrusting aangehoor. Hoekom is ons hande gebrand? Hoekom brand die son ons? Hoekom kry ons so ongelooflik seer? Wat 'n deel van die waarheid? Wanneer jok ons? Kom ons kyk na die 10 gebooie, ons kom by die 9de gebod. Die Bybel sê dat jy voor God verskyn met jou wapenrusting aan en jy moet met hom in waarheid wees. Wat is die waarheid van jou eie gemoed? Is ons nie eintlik maar besig om onsself te behaag, om ons eie ek te probeer voorhou? Sê die Here nie dat ons hom moet lief hê met ons julle hart, julle siel en julle verstand? Dan sê mense vir my, maar hulle sukkel om gehoorsaam te wees aan die Here. Hulle sukkel om te glo dat God regtig sy liefde aan ons openbaar. As jy jouself wil omgord met die waarheid sê Jesus nie, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. So as jy jouself met die waarheid van God omgord, dan omgord jy jou met Jesus, met sy waarheid. Kan die Here Jesus lieg? Wat is waarheid? Die waarheid is om opreg voor God te leef. Die waarheid is wanneer jy in jou kind se kamer instap en jy hom in die oë kyk of haar in die oë kyk en jy vra, wat gaan nie aan? En dan sê hulle, niks nie. Maar dit lyk nie soos niks nie. Waarmee is jy besig? Niks nie. Wat doen jy? Niks nie. En as jy by 'n kind se kamer instap wat moet leer of huiswerk doen en hulle sit met hulle fone en met al hulle ander goed daar om hulle en jy vra hulle, wat doen jy? Dan sê hulle, ek leer. En YouTube is aan en die musiek is aan en WhatsApp is aan. Ek leer. Hoe leer jy? Met al die lawaai,
Al die ander goed wat my aandag aftrek. Is dit die waarheid? Wat is die waarheid van môre? Oor u lewe? Waarom kry ons so swaar? Omdat ons onsself nie omgord met God se waarheid nie. Ons omgord onsself met die waarheid van wie ons is. En vriende, ek wil vandag vir u sê, u het nie nodig om te verander nie. As God jou nie verander nie, sal jy dit nooit reg kry nie. Die ou mense het 'n spreekwoord, jy kan 'n perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. En dan sal al die skerp goedjies, ja, maar jy weet nie, jy moet 'n lek daar neersit, en jy moet al die goed doen nie. Nou vriende, dis soos 'n tiener. Jy kan 'n tiener beloon met enige iets, maar as daai tiener nie wil leer nie, dan sal hy nie leer nie. Maak nie saak wat nie. Nou weet jy wat? As u self nie met die waarheid van God gaan omgord nie, gaan jy nie regkom nie. Jy gaan nie vrykom van sonde nie. Jy gaan nie genesing vir jou vel kry nie. Jy gaan nie genesing vir die swere in jou kry nie, want die waarheid is nie in jou nie. Dawid sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ons verwag baie keer kinders moet in die top 10 wees, maar hulle moenie leer nie. Jy kan nie in die top 10 wees en nie die tyd insit nie. Jy kan nie gered wees as jy nie deur Christus aangeraak is nie. Jy kan jouself nie met die waarheid omgord as die waarheid nie in jou is nie. Nou ons het 'n term wat ek vir u vinnig kan verduidelik. Genuine. Die Engelse term genuine. Gewaarmerk. Die ware Jakob. Jy sien, baie keer in die verlede het jy goed gekoop uit 'n land uit, kom ons sê byvoorbeeld China. En as jy hom omdraai, dan sê daar made in China. En dan sê die ouens, dis nie genuine nie, dis nie regte een nie, dis nie die ware Jakob nie, dis nie ware kwaliteit nie. En as jy jou welding handskoene gaan koop, kom ons sê byvoorbeeld Timo, en hulle kom maar by jou huis aan en hulle is plastiek. En jy gryp daai yster uit die vuur uit, daai rooi warm met daai plastiek, want hy's net so dik, maar dis die verkeerde materiaal. Dan gaan jy vir jou brand. En jy gaan hoog en laag sê, maar ek het handskoene aan. Maar dis die verkeerde goed. Kerkbanke sit vol mense. Kerkbanke sit vol gepak meeste van die tyd. Mense wat 13 jaar, 30 jaar in die banke sit. Daai banke is op blink waar hulle gesit het. Maar hulle sit nie in die waarheid nie. Hulle sukkel. Hulle sukkel ongelooflik baie. Vriende, God het nie 'n bestaan op hierdie aarde vir ons kom uitdink wat ongelooflik moeilik en uitdagend is nie. God het vir ons sy seun gegee sodat ons in oorwinning in hom kan lewe, staande kan bly teen die aanvalle van die bose. Ons het die waarheid nodig. Die waarheid is Christus. En jy sien vriende, dit help nie ek gaan aan met die wapenrusting as jy nie vrygemaak is nie. As jy nie deur God vrygekoop is, as jy nie weergebore is nie, as jy nie by Jesus gekom het waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie, omgord jou met my waarheid. As daai waarheid nie in jou is nie, kan jy nie, het jy nie die regte persoonlike beskermingsklere aan nie. Jou PPE is nie voldoende nie. Hoe kry mens die waarheid? Kan jy aansoek doen vir lidmaatskap en dan staan jy voor en dan jy die waarheid ontvang? As dit so maklik kon wees. As dit so moeilik kon wees. Vriende, om die waarheid te ontvang is 'n kwessie van jou hart.
jou hart voor God geopenbaar. En as jou kinders by die huis, kyk vriende, as al nou iets is wat jy goed ken, is dit jou eie kind. En as daar iets is wat God goed ken, is vir jou. En wanneer hy na jou hart kyk, sien hy jou bedoeling raak. En as jou bedoeling raak is, Here, ek wil net genoeg doen om in die hemel in te kom, maar verder stel ek nie belang nie. Here, ek wil net genoeg kom, want ek like hom maar nie regtig die duiwel nie, maar ek wil dit net maak. Gaan God vir jou die persoonlike beskermingsklere gee? Nee. Die woord van God is die waarheid. Kan ons die woord van God minag, as jy ons omgord met dit? As God se woord sê, hierdie is my reëls, dis waarby jy staan en dis waarby jy val. Jy mag my nie verloon nie. Wat beteken dit? As jy jou omgord met Christus en jy wil hom verloon. Mag ons, kan ons soos 'n vark uit die modder uitgehaal word, die vark natuur uit ons uitgehaal word en ons 'n nuwe skepsel word. Vriende, God gebruik nie varke nie. Hy maak lewendig dit wat dood is. En wanneer hy dit lewendig maak, dan gee hy vir ons sy seun om ons met die waarheid te omvou. Wie weet wat's volgende? Na die waarheid is geregtigheid. Nadat jy jou nou omgord het met jou heupe omgord het, jou lende omgord het met die waarheid, moet jy die borsharnas van geregtigheid aansit. Wat is geregtig? Geregtigheid beteken in lyn met God. En dit wat God van u en van my verwag, kan jy 'n vals hart voor God hê? Kan jy hierdie belangrike dele, die hart, die longe, die goed wat jy nou in die oorlog moet beskerm, kan dit beskerming geniet as jou geregtigheid in God verkeerd is? Vriende, ek gaan dit vir u so eenvoudig maak as wat ek menslik moontlik kan maak. Die geregtigheid voor God is die bloed van Jesus. Want wanneer God vir jou kyk, moet hy die bloed van sy seun sien. Hy sien sy seun en nie vir jou nie. Want jy is omgord met die waarheid. En self is jy nie in staat om voor God te kan staan nie. Maar die borswapen van geregtigheid, dit wat Christus aan jou gedoen het. Wat het Christus aan ons gedoen, vriende? Ek kom weer by die 4 pilare. Wedergeboorte word aan ons geskenk deur die krag van die Heilige Gees. Wedergeboorte word deur ons gegee deur dit wat Christus gedoen het, die vrymaking van sonde deur die bloed van Jesus. Die wapenrusting, die borsharnas is niks anders as die bedekte bloed van Jesus nie. Nou vriende, ek vra vir u, watter pyl van die duiwel kan die waarheid indring? Onmoontlik. Watter pyl van die duiwel sal die bloed van Christus deurdring? Onmoontlik. Ek begin weer, hoekom lyk dit asof kerke uitmekaar uitval? Hoekom lyk dit as mense wat God dien uitmekaar uitval? Doen God iets verkeerd? Kan God iets verkeerd doen? Kan God 'n verkeerde bedoeling hê? Kan God 'n fout maak? Nee, stellig nie. Vriende, nadat ek alles weet wat ek weet van vuur en van hitte, het ek al my hand gebrand, blaase, op skool. Nadat ek alles weet van boks, het ek al hierdie vuis gebreek. Hoekom gebeur daai goed? Is dit omdat God my te nagekom het? Of is dit omdat ek myself te nagekom het?
Geregtigheid is iets wat die Heilige Gees vir alle mense gee. Dit is die Gees van God wat mense oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, want die geregtigheid lê in God. Reg en regverdigheid geskied by God. Ek wil vinniger maak, want ek wil by die gedagte uitkom waarmee u kan huis toe gaan in hierdie môre. Dan kom hulle met die skoene. En skoene was die beste ding wat hulle seker kon uitdink vir mense. Met die bereidheid om die evangelie te verkondig. Nou vriende, as jy jou omgord het, jou lendene versterk het met Christus, en jy die borsharnas van geregtigheid aan, en jy trek skoene van bereidheid om die evangelie van God te verkondig. Nou, ja, ek dink nou nie, ek weet nou nie of ek so baie tyd moet spandeer met die evangelie van God nie. Die evangelie van God in 'n neutedop is die 4 pilare van hierdie kerk. Wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing en die wederkoms van Jesus. En daai evangelie word verder in 'n neutedop saamgesit wanneer jy besef, Jesus Christus het God, het mens geword, aan 'n kruis gesterf, sodat elke verlore sondaar hemel toe kan gaan, want hulle is nie in staat om hulle self te red nie, het Jesus die werk kom doen, vir almal. En as jy jou omgord met die waarheid, met die bloed van Christus oor jou bors, dan kan jy nie anders as Handelinge 1 vers 8. Maar wanneer die Gees van God oor jou kom, sal jy my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Vriende, dit moet nie vir jou moeilik wees om te getuig nie. En as jy sukkel om te getuig, is daar net een rede hoekom jy sukkel. Want jy staan in jou pad. Jy staan in jou pad, want wanneer die Heilige Gees oor jou vaardig word, kan jy dit nie help nie. As jy net paddle video's op YouTube kyk, gaan praat, gaan kyk vir 'n week lank net paddle, gaan ontmoet iemand in die straat en kyk waaroor gaan jy praat. Onwillekeurig gaan jy oor paddle praat. Gaan kyk net visvang video's, onwillekeurig gaan jy in daai week met die eerste geleentheid wat jy kry met iemand praat oor visvang. En trek vir jou visvangskoene aan en kyk waar gaan jy heen. Trek vir jou motorfietsklere aan en kyk waartoe gaan jy. Gaan trek vir jou voorskoot aan en kyk of jy nie in die kombuis opeindig nie. Gaan kry vir jou 'n overall en kyk of jy nie garage toe gaan nie. Gaan trek een oggend die verkeerde skoene aan en kyk jy of jy nie na daai plek toe gaan nie. Ek weet Wimpie het so 'n ding en die skool het so 'n ding, gaan met jou pantoffels skool toe. My opinie, dis 'n slaperige dag. Vriende, wanneer God se Gees in jou lewe is, dan word die evangelie van God tweede natuur. Elke gesprek, of jy wil of nie, gaan oor hom. Gaan na iemand toe, gaan na 'n meisie toe wat verloof is, gaan na 'n seun toe wat verloof is, en gaan praat bietjie met hom oor wat hy wil word en waartoe hy gaan, of met haar, wat hy wil word en waartoe hulle gaan, dan wentel alles terug na die verloving, na die troue, want dit is dit waaroor hulle lewens gaan. My vriende, as die evangelie van God nie op jou lippe is en op jou skoene is nie, vra ek u vanmôre, wat het u vanmôre aangetrek en waarmee loop jy rond? Waarom kry ons seer? Ons kry seer want ons trek die verkeerde klere aan en gaan na die verkeerde plekke toe met die verkeerde klere. Die Bybel is baie duidelik. Christene het die lekkerste tyd op aarde. Nie die slegste nie. God het gekom dat ons op aarde vrede kan hê. Hy het die duiwel kom oorwin, sodat ons hier in oorwinning vir hom mag lewe. In vreugde, in blydskap, in vrede. Captain America, ons 4de punt sommer baie vinnig, daai man het 'n skild. En in ons verhaal van môre het 'n Romeinse soldaat 'n skild aan. En daai skild moet die vuurige pyle van die bose afweer.
Nou wat sal vurige pile wees? Verslawings, pornografie, buiteegtelike verhoudings, die buurman se kar, die buurman se vrou, die buurman se bankrekening, alles wat die 10 gebooie eintlik vir ons leer. Wat is vurige pile? Begeertes wat jou nie toekom nie. Wat is vurige pile? Sondes wat jy in jou lewe koester. In die Bybel sê, met die skuld van die geloof sal jy die vurige pile van die bose kan afweer. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking sal jou aangryp behalwe menslik nie. God is getrou en regverdig, wat hy sal toelaat dat jy bo 'n baba se krag versoek word nie, bo 'n vrou se krag versoek word. Nee, dat jy bo jou krag. Geen versoeking op hierdie planeet kan 'n Christen besoek wat hy nie kan oorwin nie, want God mag nie, sal nie en kan nie 'n mens versoek bo sy krag nie. Nou ek was al by meeste van u aan huis. En van u was al by my huis. Kan 'n versoeking jou aangryp wat jy nie kon beheer nie? Nee. Kan 'n mens verlei word? Ja. Hoe word 'n mens verlei? Wanneer jy met sonde speel. Wanneer jy weet hierdie ding is gevaarlik. En ons leer ons kinders, jy speel met vuur. Jy speel met vuur. Ons gebruik nog 'n term, jy loop op dun ys. En as die ys breek en as die vuur kom, wat is die probleem wanneer dit met sonde kom? Vriende, ek vra vir u, kan God sonde doen? Kan God 'n mens versoek? Onmoontlik. Kan jy jouself versoek? O ja, eiesinnigheid is afgoderry en afgoderry. Ons het dit al geleer en dalk gaan ons dit weer hanteer uit 1 Samuel uit. Maar vriende, ek wil vir u vra, waar is u geloof skuld vanmôre? Waar is u geloofskuld vanmôre? En as u vir my sê, ek verstaan nie, dan kom ek verduidelik dit vir u. As jy 'n geloofskuld het, het jy 'n vurige pyl afgeweer. Daai pyl word gestaak deur die skuld. Wat het u in hierdie laaste week van die duiwel af gestuit? Wat het die duiwel in jou lewe probeer doen? Of ek kan dit andersom vra. En nou asseblief die hande af. Wie het hierdie week baie seer gekry? Hoekom? O, die duiwel het alweer iets reg gekry. O, wat het hy reg gekry? Ja, Dominee. Ek het ingegee. Hoe het jy ingegee as jy 'n geloofskuld het? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. 'n Bewys van die dinge wat jy nie sien nie, Hebreërs 11 vers 1. Het God ewe skielik 'n sekondêre rol in jou lewe ingeneem dat sonde oor jou lewe gemanifesteer het en jy gee God die skuld vir dit? Vriende, God het ons nie net nuwe wesens gemaak nie, maar hy het ons in staat gestel om weerstand te bied teen die bose. Dat ons staande kan bly teen die aanvalle van die bose. Waarom sukkel ons so? Ons gaan 'n bietjie verder. Dan kom hy na hierdie groot skuld van geloof, dan sê hy, jy moet die helm van verlossing aantrek. Jo, helm van verlossing. Vriende, ek het al by mense gekom, dan getuig hulle. En dan vra ek vir hulle, luister, sê bietjie vir my, hoe het jy tot bekeer gekom? Dominee, yes, ek was die man. Wat so man was jy? Hy het die bar leeg gedrink. En as hy hom leeg gedrink het, het hy die res van die ouens uit die bar uitgeslaan. En terwyl hy dit praat, ek sien jy sommer, jy gaan nie, hy ou kry sommer, wat sê Engelse term, goosebumps. Die nostalgie van sy ou lewe. En as hy daaraan kyk, dan kyk sy, hierdie ou verlang eintlik terug aan na.
is hy verlos. Jy daar by 'n prostituut kom en sy sê, sy het haar ou lewe afgelê, sy is nie meer prostituut nie, maar jy vra vir haar, sy is so in hierdie verlede vasgevang. Ag, is daai persoon verlos? Vriende, as jy terugverlang na die varksog en na die pele van die varke, vra jouself die vraag of die helm van verlossing op jou kop is. Jy sien vriende, as Jesus Christus die verlossing van sonde aan jou toepas, gaan jou denke verander. Want dit wat dood was, wat jy begeer het, want jy was, Johannes 8:44, baba, die wil van julle Vader wil julle doen. Hy's 'n mensemoordenaar en 'n leienaar. En vriende, ek gaan vir julle sê, ek het eendag 'n dametjie by my gehad en sy het vir my verduidelik hoe lief sy vir 'n man is. En die man is horribaal van die pad af. Nie net opsigtelik nie, maar sommer by sy eie getuienis. En daai meisie sê vir my, Dominee, ek kan dit nie help nie, ek is lief vir hom. En sy's lief vir daardie man. Sy is nie getroud nie. Sy wil graag trou, wil graag verloof wees, en sy is gaande oor die man. Nou, ek wil nie vir julle sê wat die man als doen nie, maar alles wat menslik moontlik verkeerd is, hy hoereer. Hy's verslaaf. Hy praat lelik. Hy doen lelik. En ek sê vir haar, my kind, wat doen hierdie man dat jy vir hom so lief is? En sy kan my nie antwoord nie. En ek sê vir haar, weet jy wat, ek gaan vir jou sê waarvoor is jy lief. Jy is lief vir die sonde wat hy doen. Want jy is nie gered nie. Want as jy gered is, kan jy nie met dit saamlewe nie. En ek het vir haar gesê, ek keer jou verhouding af as predikant. Groot meisies, werk al. Klaar met skool. En met die genade van die Here, daai volgende week het die man toe nou nog 'n ander meisie swanger gemaak. En toe het hy haar gelos. Maar as hy haar nie gelos het nie, sou sy vas gewees het. Vriende, hoe kan 'n wedergebore kind van God verlief word op 'n individu wat God haat? Is dit moontlik? Is dit moontlik dat jy die helm van verlossing op jou kop kan sit, sodat jy helder kan dink? En jy sonde met jou lewe kan najaag, asof dit die antwoord is. Is die helm van verlossing nie veronderstel om verlossing in jou lewe te bring nie? Om jou doelgerig te maak op die weg wat God vir ons bestem het nie. Sê God nie, ek bedink goeie dinge aangaande jou en nie slegte nie. Is die helm van verlossing nie daar om ons te verlos van die sondige natuur nie? Nou, hoe is dit moontlik dat jy 'n helm van verlossing aan het, maar al wat jy kan doen, is jy verlang soos 'n vark terug na die modder? Dan is jy nie verlos nie. Dan sit jy met 'n produk wat nie gewaarmerk is deur die Heilige Gees nie. Ek wil graag begin afsluit, die tyd is moetswillig en aspres, maar ek het dit verwag. In die Bybel kom laastens, nadat hy sê, julle moet staande bly, al die goed, die rede vir die staande bly is, dan kom hy, dan sê hy, met die woord van God as 'n swaard. Die woord van God. Die woord van God is die swaard wat die enigste ding is wat jou moet help om vry te kom. Nou as ons skool toe gaan en ons sê vir die kinders by die skool, luister, ons gaan nou goue toets doen, gee vir my 10 soorte sterk drank, dan begin die saal skree.
En hier by 15, 20 verskillendes, dan sê jy, okay, is genoeg, ons verstaan. Nou, jy geweet, kinders mag nie drink nie. Dat onder 18 hulle volgens ons landswette nie mag eers die goed se name eintlik ken nie, want waar het hulle met dit gewerk? Dan vra jy vir die kinders, luister, ek wil vir my 10 soorte wyn gee. 10 soorte sigarette. 10 soorte vape. Dis als onwettige goed wat hulle mag ken nie. En vra jy vir hulle, ek moet vir jy sê, ek het hulle van 'n flying fish gehoor. Goeie goed. Vriende, dan vra jy vir daai kinders, geef my die 10 gebooie. En dan kan hulle nie. Kan nie. Hulle begin gewoonlik doodmaak, steel, en dis omtrent waar het eindig. Nou, van u gaan nou sê, wel dominee, as jy my nou op die spot sit, gaan ek ook nie al 10 gee nie, maar as jy my 'n week gee, dan sal ek dit dalk kan neerskryf. My vrou het 'n boek gelees van 'n vrou wat ontvoer was, en daai mense het op 'n stadium sonder 'n Bybel gesit, en hulle besluit om hulle gaan alles neerskryf wat hulle weet, dat hulle self deur die woord van God kan voed. My vriende, as ek vandag vir julle sê, gaan vat 'n week en gaan skryf net vir my die teksverse neer wat jy ken. Of soort van. Ek wil vir julle sê, die deursnee ou gaan nie 'n bladsy volmaak nie. As jy baie goed is, jy dalk 'n halwe bladsy kry. Die Bybel sê, die swaard is die woord van God. Die woord van God. Nou moet die Heilige Gees die woord in jou kop inprint. Hy doen, hy bring, hy herinner jou. Ek wil weer kom en ek wil vir julle vra, waarom lyk ons soos ons lyk? Waarom tree ons op soos ons optree? Waarom het ons so ongelooflik seer? Sommige die aanvalle van die bose, nie deur die skuld en die waarheid en deur die borsharnas afgeweer word nie. Want ons staan meeste van die tyd in valsheid, in voorgee. God het 'n waarheid waarmee hy ons wil beklee, en ons moet in daai waarheid staan. Ons kan nie elke dag 'n ander evangelie verkondig nie. Ons kan nie elke dag 'n ander geloof aanneem nie. En ek wil vir u vandag vra, of u ooit die kern raak gelees het. Kom ek lees vir u die kern van vers 18, net vir 'n oomblik. As jy die hele wapenrusting aantrek, jy het al hierdie goed aan, dan kom vers 18 en sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Sê die Here nie, julle ontvang nie, want julle bid nie, julle kry nie, want julle bid nie reg nie. As jy by die deursnee mens kom, en jy vra vir hom, hoe lyk jou gebedslewe? Nee, dominee, ek bid 3 keer 'n dag. Ag, fantasties, wanneer? Oggend, middag en aand. Is fantasties, wanneer? Net voor ek eet. Is dit 'n gebedslewe? Wanneer jy in alle smekinge voor God verskyn, wanneer jy aan sy waarheid, aan sy verlossing, aan sy geregtigheid, aan sy geloof, jou geloof in hom, in sy verlossing, voor hom verskyn, met sy woord. Ons het seer, vriende, en ons kry baie seer, en ons lyk baie sleg. As ons vandag 'n geestelike bril kon opsit, het ons hier gesit naakt en beskaam. Ons het die Here nodig. Baie meer as al die generasies voor ons. Ons leef in die slegste tyd voor die koms van God. Ons val uit mekaar uit. Hoekom? Want
ons is nie op die plek waar ons moet wees nie. Ons trek nie dit aan wat ons moet aantrek nie. Ons is nie besig om God primêr eerste in ons lewens te stel nie. En dis wat ons nodig het. My gebed vir u vandag is dat elke mens wat by daai deur uitloop, vandag opnuut die waarheid van Christus sal besoek. Opnuut ons bekleë met hom. Opnuut elke omstandigheid, jou werk, jou finansies, jou pensioen, wat ook al dit is, dat jy jou hele lewe terug sal bring na God toe. En uit sy oogpunt uit na jouself kyk. En dat jy jou sal bekleë met sy waarheid. Nie jou opinie nie. Dat ons by God kan stilstaan. Dat ons bekragtig kan word. Sodat ons staande kan wees teen die aanvalle van die bose. Ons is 'n mag in God se koninkryk, wat nie rondgestamp word nie, wat nie plat lê nie. Ons staan deur die krag van God. Niemand kan God oorwin nie. Niemand. En self sal God jou nie omstamp nie. Mag ons bekragtig word om deur die krag van sy Heilige Gees op te staan, in watter omstandigheid u ook mag wees, en om op te staan vir die waarheid. Amen. Dierbare Here Jesus, ons het u so nodig. Here, dit voel soms of die wêreld ons rondslinger soos die see en die golwe rondgeslinger word. En Here Jesus, ons wil kom bid vir stabiliteit. Ons wil kom bid dat u vir ons in staat sal stel deur u Heilige Gees om elke omstandigheid, elke vuurige pyl van die bose, elke aanval af te weer. Ons vra Here dat ons met u genade en deur u krag onsself mag omgord met u waarheid. Ons wil vra Here dat u geregtigheid oor ons sal uittroon en dat ons regverdig voor u sal staan deur die bloed van u seun. Ons kom pleit by u Here dat u ons sal help, dat ons die skoene van bereidwilligheid sal aantrek om die evangelie van vrede te verkondig aan 'n verlore wêreld. Here Jesus, ons het daardie skild van die geloof nodig, ons het die helm van die verlossing nodig, en Here, ons het nog meer die swaard nodig wat in ons lewens moet brand, die swaard wat ons moet oortuig, die swaard wat ons kan aansterk in ons geloof. En Here Jesus, dat ons in ons gebedslewens voor u mag verskyn, as oorlogshelde, as krygers in die geloof ons gebed voor u ophef, want Here, daar is krag in gebed. En Here Jesus, mag ons opgeroep word om in u krag voor u te verskyn vir hierdie verlore wêreld. En Here, dat ons in alle heiligheid voor u mag neerbuig om te bid vir die medegelowiges, om te bid vir hulle wat gered is, vir hulle wat voor u moet staan. En Here, ons kom vra dat u ons in hierdie oomblikke sal verlos. En Here, as daar mense is wat hier sit, wat nie die regte klere aan het nie, mense wat valse klere aan het, Here, kom vra ons dat u dit sal verwyder en dat u die ware Jakob mag bring. Dat u die ware geregtigheid oor ons sal bring, die waarheid van die Heilige Gees in ons lewens sal inploeg en dat u ons sal mag verlos van die inwonende sonde. Here, verlos ons van sonde en kom red ons in u wonderbaarlik naam. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Kom ons staan saam en sing 'n loflied tot eer van die Here ter afsluiting van hierdie diens. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone drag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagtige geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie
ons lei. Sal ons op en wakker en gewapend bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span. Open die geheime van die Heer se plan. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.